Goeiemôre, steeds 14 Oktober en ek het 'n belangrike video om te maak van goed wat ek die laaste paar dae op Facebook en so gelees het en om sekere vrae en antwoorde uit my refugee video's. Jy moet besef, die refugee program is nie 'n walk in the park nie. Baie mense dink dat alles word vir jou gedoen, jy moet net opdaag en jy sal geline up wees en jy's reg. Jy gaan rarig 'n groot ontnigtering kry as jy met daai attitude in Amerika aankom. Of selfs die program, die aansoekproses volg. So hier's 'n paar punte wat ek jou wil sê, moet jy in jou mind reg kry, as jy nie wil sukkel nie. Eerste ding is, as jy hier aankom, jy gaan onmiddellik moet self soek vir werk. Jou caseworker gaan dit nie vir jou doen nie. Hulle gaan jou na die regte mense verwys, jy weet, line up met, en as jy onderhoude kry, help om daar te kom. Maar dis nie noodwendig 'n gegewe nie. Veral in stede waar die caseworkers streng, sterk Democrats, left wing is, hulle hou nie van die refugees nie, want dis 'n Trump-program en hulle hou nie van Trump nie. So jy gaan definitief, as jy in Amerika aankom, self moet in die websites ingaan en gaan aansoek doen vir werk. Soos ek sê, die caseworker gaan dit nie noodwendig vir jou doen nie en meeste van hulle gaan dit nie doen nie. So jy moet so gou as moontlik jouself kry om self-sufficient te wees. Hulle kan help, soos ek sê, met CV's, maar nie noodwendig altyd nie. Jy gaan dalk 'n onaangename jobs moet vat, net om in die gang te kom. Onthou dit, jy gaan heeltemal voor begin as jy in Amerika aankom. Moenie dink jy gaan nie instap en jy gaan dieselfde ding doen as wat jy in Suid-Afrika gedoen het nie. Ek vat myself as 'n voorbeeld. Ek het hier aangekom nie op 'n refugee program nie, op 'n green card, so ek kon werk en bly net waar ek wil. Daar was geen caseworker of geen familie of geen vriende of niemand hier in Amerika wat my kon help nie. Ek moes alles self doen. So ek het uit die Suid-Afrikaanse lugmag uitgestap as 'n bevelvoerder van 'n eenheid, luitenant-kolonel, met al daai goed wat daarmee saamgaan. En toe ek hier kom, moes ek begin as 'n security guard, net om in die gang te kom. Ek moes in die oggende 6:00 by die werk wees tot 6:00 die aand, 12 uur skofte doen. En wat moes ek doen? Ek moes na golfkarretjie tussen karre rondry en kyk het niemand by karre inbreek nie. En dis wat my werk was. Die een plek, die ander plek het ek so, en later het ek 'n supervisor geword. Maar in die begin het ek car guard werk gedoen, net om in die gang te kom. So ek moes daai mentaliteit van my, ek is 'n luitenant-kolonel en 'n eenheidsbevelvoerder, ek het al hierdie status, by die voordeur uitgooi en vat wat ek kon kry, net om in die gang te kom. En dit het ons in die gang gekom. Ons het net met daai werk het ek ingekom en ek kon 'n huis later koop. En ek kon myself opwerk tot ek later is waar ek vandag is. Vandag sit ek weer waar ek was toe ek in die lugmag was. Ek's 'n manager van 'n department. So ek sit nou weer waar ek in die lugmag was op dieselfde vlak en ek wou graag weer die weermag join. Ek moes oorbegin as 'n blerrie private. Ek moes op 42 basiese opleiding gaan doen saam met ander troepe wat 17 en 18 jaar oud was. En daarna uitgekom as 'n onderkorporaal. En ek moes myself opwerk waar ek vandag is. Vandag is ek die Chief of Staff in die Tennessee Wing vir die Air Force side. Maar dit het, kyk hoe lang gevat, 17 jaar om my weer op te werk waar ek nou is. So vandag lewe ek 'n baie gemaklike lewe, maar ek moes voorbegin. En as ek nie die mindset gehad het nie, het ek dit nie gemaak nie. So, daar's ander dinge wat jy moet gaan onthou. Jy gaan streng moet hou by patrails byvoorbeeld. Jy gaan streng moet hou by die community reels. Jy gaan streng moet hou by die landswette en die tipe van ding wat ingesit is. Hier kan jy nie goed jippo of kortpad vat of so iets soos wat 'n mens in Suid-Afrika kan doen nie. So, jy moet onthou daai mindset. Jy stap in 'n nuwe land in met 'n nuwe set of rules waar alles werk en jy moet daarby hou, anders gaan jy in die moeilikheid instap. Mense gaan baie vriendelik met jou wees. Die meeste Amerikaners gaan vriendelik met jou wees, maar sodra jy uitvind jy's 'n refugee, especially die Democrats, die far left wing, gaan hulle niks van jou like nie. Hulle gaan jou dalk nie eens wil help nie. Jy gaan byvoorbeeld in 'n restaurant of 'n plek inkom
en daar ou vind uit, hy's 'n streng democrat, far left wing, en hy vind uit, jy's 'n refugee wat op Trump se program hier aangekom het, hy gaan vir jou so min as moontlik help waar hy kan, en of service weier somme, of hulle gaan met jou stront praat, jy weet, daai tipe van ding, so, wees voorbereid daarop. Daarom sê ek, as jy hier kom, jy sê vir niemand, jy's 'n refugee nie, jy sê nie vir jy het ge-immigrate Amerika toe. As jy jou vra, as jy van Suid-Afrika sê, ja, hulle gaan nie eens weet, meeste mense weet nie van die Suid-Afrikaanse refugee program nie, meeste weet jy af van nie. So, as die mense jou vra, wat jou accent, dan sê vir hulle waar jy kom, en sê vir hulle waar jy groot word. Moenie hier kom en vir hulle kom vertel, hoe sleg is Suid-Afrika en al daai, en dis hoekom ek hiernatoe trek. Jy sê net vir hulle het hiernatoe getrek vir 'n beter lewe en vir 'n goeie opsie, jy sien. Want hulle kyk ook maar skeef na jou as jy begin plek sleg sê. Later as jy jou ken, sal hulle agterkom waaroor gaan dit. Jy gaan moet begin, onthou dat jy gaan heel onder, né? Jy gaan heel onder begin. So, as jy hier kom, as jy nou al met die proses, jou mindset reg sit, dat jy gaan heel onder begin hierso, dan beloof ek jou het gemakliker wees. Ek het op 'n vorige video ook gesê, jy gaan hier kom en binne die eerste 2 weke gaan jy nog, hoekom het ek hierdie besluit gemaak? Want dit lyk so moeilik en alles lyk so, niks is moeilik en onmoontlik om te doen nie. Jy moet net sit jou positiewe tyd aan en gaan doen die ding. Jy moet ophou om te demand. Ek sien dit baie, nou veral op Facebook en die groep, op die Facebook groepe waar mense deur die proses gaan, om deur die proses van aansoek te gaan en hier toe kom. Jy moet ophou demand. Daai entitlement wat ons Suid-Afrikaners het, gaan nie glad nie werk nie. Dit gaan nie werk met die proses nie, en dit gaan nie werk as jy aankom nie. So, jy sal moet ophou demand dit en demand dat en demand that. Nou, jy kan goeie diens demand van 'n public servant af, jy weet, die caseworker en so aan. Maar jy kan nie demand van waar jy moet bly, hoe jy moet bly, wat se inkomste jy moet kry, daai tipe. Jy gaan verstaan, jy gaan nie oor begin. Jy's 'n refugee. Onthou net, daar is duisende en duisende en duisende refugees wat in 'n oorlogzone sit, wat uitgevlug het uit 'n oorlogzone met niks, en hulle bly in tente en kampe in 'n land langsaan, of miskien op 'n veilige gedeelte in die land waar daar oorlog is, en hulle bly daar vir jare voor hulle kans kry om Amerika toe kom. Jy kan Amerika toe kom, van waar jy werk op die oomblik, op 'n vliegtuig wat hulle jou vlieg hiernatoe, en jy gaan nie aan en dit caseworker en alles. Onthou daai ding. Hou dit in gedagte dat jy baie voordeel uit hierdie program uittrek, en dat baie gelukkige mense is om te kan kom op so 'n manier, in steede van, jy moes in Zimbabwe of in Botswana invlug, en in daar 'n refugee kamp sit, tot hulle jou kon prosesseer en later skuif hiernatoe. En nie is al die mense na refugee kamps word Amerika toe geskuif, jy baie bly dat toe die oorlog verby is, en skuif hulle terug in hulle eie land in. So, wees dankbaar vir dit ook. Dan onthou, so daai entitlement wat ons altyd het, moet by die deur agterbly. Dit kan nie saamkom nie. So as jy nie jou mindset regstel vir al hierdie prosesse en vir wat moontlik kan gebeur nie, dan beloof ek jy gaan jy swaar kry. Maar as jy jou mindset regstel, dan gaan jy definitief vir jouself 'n groot lewe hier kan maak. As jy gaan hard werk, jou mindset is reg, en jy kom hiernatoe met daai idee, ek gaan my hand uit my sak uithaal, ek gaan help, ek gaan soek vir werk, ek gaan soek vir my vrou vir 'n werk, ek gaan soek vir my kinders wat oor 15, 16 is vir werk, hulle help, hulle in die skole kry, dan gaan jy die American Dream kan lewe soos enige ander mens, soos ek het op die oomblik lewe, ek en my familie, my dogter het hier gekom en sy was 2 jaar oud, gelukkig het sy nie geweet wat in Suid-Afrika aangaan toe ons daar weg is nie, sy het hier groot geword as 'n Amerikaanse kind, en sy geniet die lewe soos wat die Amerikaanse kinders die lewe geniet. Sy het begin kar ry toe sy 16 is, 'n learners lisensie gekry toe sy 15 is, kar lisensie toe sy 16 is, begin werk toe sy 16 is, en sy is nou op universiteit, so sy geniet haar lewe. Dit is beskikbaar vir almal wat hier kom. En dan as jy hier kom, daar's werk oral beskikbaar. As mense hier kom en vir my sê hulle kry nie werk nie, dan is of hulle sleg lei om te soek vir werk, of hulle wil nie, hulle soek 'n spesifieke job wat nie op daai dorp beskikbaar is wat hulle is nie, en dan het hulle om 'n ander plek te gaan soek. Hier is soveel oop werk in Amerika, en die unemployment is so laag, daar's nie 'n manier dat jy hier kom en sê ek kan dit nie maak nie. Elke ou wat hier kom kan dit maak.
So asseblief, as mense dit luister die, ek wil nie hard en lelik op mense wees nie, ek bring net die realiteit. En as jou mindset reg is vir dit, dan beloof ek jou, gaan jy 'n goeie lewe maak. As dit nie is nie, as jy nie wil voorbegin nie, as jy nie wil daai entitlement opgee nie, dan raak jou aan, heroorweeg jou versoek om die program te volg. Want jy gaan dalk swaar kry en dan moet jy teruggaan. Want jy wil nie hier wees nie, en dan het jy meer skade aan jouself gemaak as iets anderste, want jy het jou werk opgegee en jou huis opgegee om hier te kom. So net daai raad wil ek jou gee. Sit jou mind reg en jy sal regkom, geen probleem nie, ek beloof jou. Maar as jy nie jou mind wil reg sit vir dit nie, dan moet jy regtig heroorweeg. So ek wil nie paksel uitdeel nie. Dit klink seker dalk so, ek sê wat ek bedoel nie. Ek wil net realiteit bring vir mense. Geniet dit, dan sien ek julle weer mondelik Sondag vir 'n live interview of 'n live question and answer session. Baie dankie.